Goeiedag aan elke luisteraar wat vandag ingeskakel is. Ek vertrou dat julle elkeen 'n spesiale ontmoeting met die Here gaan hê vandag. Abba Vader, ons wil U naam kom groot maak vandag. Ons wil U naam verheerlik in wat ons sê en wat ons doen. Ek bid dat hierdie woord wat uitgaan vandag op goeie grond sal val, sal ontkiem en 'n groot oes sal dra. Heilige Gees, ek submit onder U. Help my en salf my lippe om dit te spreek wat saak maak en U verheerlik. Raak elke oor aan om te hoor en elke oog om te sien, Here, wat U vir elkeen in gedagte het. Here, raak elke gedagte aan sodat ons dit gevangene kan neem tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Here, beweeg deur elkeen en haal uit wat nie van U is nie. Vader, al is ons nie getrou nie, U is altyd getrou. Dankie Vader. Ek vra dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Vandag deel ek met jou oor God se woord wat lewe en hoe hierdie swaard gebruik word om uit te sny wat nie van God is nie en om dan reg te maak wat verkeerd is, sodat jy wat die huis van die Here is kan skoonkom, geheilig en gereinig om hom te verheerlik. Nou God se woord is lewe. God se woord is jou beskerming en jou wapen. Efesiërs 6:17 sê vir ons, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die Passion Translation, embrace the power of salvation's full deliverance, like a helmet to protect your thoughts from lies, and take the mighty razor-sharp spirit sword of the spoken word of God. Die Grieks vir hierdie swaard is Makeira, 'n Romeinse swaard wat in noue gevegte gebruik word. Dit was 'n baie skerp swaard wat aan die punt opwaarts gebuig was, en wanneer die soldaat die vyand daarmee gesteek het, dan het hy die swaard in 'n stewige handgreep gehou en dan gedraai terwyl hy hom uittrek, en dit het 'n dodelike ingewandskade veroorsaak. Die swaard van die Gees is 'n gevreesde wapen in die geesdimensie. Nou kom ons kyk hierdie paar punte, so 5 punte van die woord van God. Hoe kragtig en belangrik dit is. 1. Die woord van God is altyd 'n riglyn. Die woord is altyd God se riglyn, hè? En 2, met die woord ontbloot jy die sondepatroon en die gevolge. Dit kan ons gaan lees in Psalm 32 van Dawid. 3, met die woord word reggemaak wat verkeerd is. Met ander woorde, met die woord haal jy uit wat verkeerd is. 4, die woord gee nuwe lewensriglyne en dinkwette. En 5, die woord is die swaard van die Gees. Die woord van God is jou kontak met God en dit is God se kontak met jou. God praat deur sy woord. Sy woord bring jou in die dimensie van Eden, want jou gees en jou siel word geskei, sodat jou nuwe DNA selfs in jou gewrigte en jou murg kan manifesteer en jou hart gelouter kan word. Soos 'n mens dink, so is jy. Onder God se woord ondergaan jy soos 'n operasie. Ek noem dit sommer onder God se woord ondergaan jy surgery. Jy kry 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Met ander woorde, wedergeboorte. Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge
en gedagtes van die hart. Jesus is die woord en die woord is lewe. As jy die woord vat en jy glo dit en jy spreek dit uit, dan spreek jy Jesus. God speaks his word, then we, in agreement, also speak his word, and it becomes a two-mouthed sword. Johannes 5:17 sê vir ons, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Die Aramees is, my words take hold within you. So ons kan nie deel hê aan enige duisternis en dan hierdie jou lewe wil maak nie. Johannes 8 vers 31 tot 32 en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ek is die huis van die Here. Die woord vergelyk ons met 'n huis, Matteus 12:25. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Markus 11:17 sê vir ons, en hy het hulle geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak. Lukas 11:24, wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. Jy is 'n huis met baie kamers. Hierdie kamers is joune. Hier het jy bymekaar gemaak wat jy wou, of dit nou goed was en of dit nou sleg is. Hier het jy bymekaar gemaak. Nou op 'n dag oortuig Heilige Gees vir jou om vir Jesus oop te maak wat aan jou deur staan en klop. Sien nou met jou geestesoog, volgens Efesiërs 1 vers 18, wat sê verligte oë van verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy erfdeel onder julle heiliges is. Die Passion Translation, that the light of God will illuminate the eyes of your imagination. Sien nou wat gebeur as jy oopmaak vir Jesus om in te kom. God is 'n God van liefde. Hy is 'n kontakgod. Hy wou aan ons raak. Daarom is Jesus in die vlees aarde toe gestuur, sodat ons genees en vertroos kan word. As mens iemand liefhet, wil jy mos graag met daardie persoon kommunikeer en vasgehou word. Net soos jy op aarde fisies iemand kan vashou met jou liggaam, siel en gees, kan jy die Here ook vashou en jou gees sal hom aanraak. Jesus sê, kom net soos jy is en dan begin jy met hom te kommunikeer. Hoe meer jy die Here ken, hoe dieper nooi jy hom in jou kamers in. Hoe meer jy in hom glo, hoe dieper raak jou liefdesverhouding met hom. En soos jy die Here innooi, maak die Heilige Gees 'n verskil. Jou gees kom van God af wanneer jy gebore word. En dan word jou gees weergebore en die Heilige Gees kom en hy kom woon in jou. En die bloed van Jesus reinig ons, want elke kamer kan net skoon gemaak word, eers wanneer jy vra, Here, vergewe my asseblief. Die kamers bly skoon, soos jy mense vergewe wat jou seer gemaak het, en die kamer bly skoon, soos ons onsself vergewe. 'n gewone huis bly nie skoon nie.
Dit moet skoongemaak word, dit moet geonderhou word. Jou huis bly ook nie skoon nie, tensy jy ten minste 1 keer per dag was of stort of bad. Hierdie huis is jou gees, siel en liggaam. In my liggaam is my siel, en jou siel wat jou wil, jou gedagtes en denke is, en dan my innerlike mens, dit is my geesmens. Matteus 21:12, Jesus het die tempel gereinig. Dit is presies wat bevryding is. Ons kan nie dinge normaliseer wat God wil neutraliseer nie, soos nagmerries, erge fobies, erge siektes. Jesus kom in die tempel, hy sien die wat verkoop en koop, geldwisselaars, duiwe verkopers. Hy sien dit is nie normaal nie, en hy het die tempel skoongemaak. Jesus het gekom om jou te reinig, nie te veroordeel nie. Hy het gekom dat jy vry kan wees. Jy is sy royal priesthood. You are owned by Jesus. You are the property of the Holy Spirit. Ek is die huis van die Here, en huis het baie kamers. So kom ons begin by die sitkamer. Die sitkamer is profeties die plek van waarheid ontbloot, plek van gemeenskap sonder skynheiligheid. Hier nooi jy die Here in die waarheid in, en hier weet jy, hy kom in jou as 'n sondaar. Jy is heilig, Jesus is heilig, en soos hy inkom, gaan jy ongemaklik voel in jou sitkamer. Jy gaan agterkom, jy is na sy beeld geskape, en hier besef jy, maar ek kan verander, en jy begin jou vriendskap met die Here. Hier kan jy net jouself wees, hy weet alles van jou af. Hy is so lief vir jou, en hy wil jou hele sitkamer verander, sodat jy naby jou Papa Vader kan kom. Hier leer jy kommunikeer, hier gesels en kuier jy. Nou die tweede, die slaapkamer, is profeties die plek van intimiteit, van rus, meditasie, privaatheid, vrede en verbond. Hier het jy 'n slaapkamerverhouding met die Here ontwikkel. Hier ontbloot jy jou diepste menswees aan die Here. Hier vind eenheid plaas, en verbond word gesluit. Dan kan jy nie meer voordoen wat jy nie is nie. Hy weet presies wie jy is. En dit is hier waar jy moet verander. Jou lampie moet begin brand, want jou gees is 'n lamp in God se hand waarmee hy die binneste ondersoek. Hier vra jy, Papa God, wat het U vir my gees in gedagte gehad? God se gees sal met jou gees begin meedeel, en as jou geesmens verander, sal elke kamer verander. Meditasie vind ook hier plaas, 'n plek van rus en vrede, en as daar geestelike oorlogvoering moet wees, sal dit uit God se rus uitgedoen word. Dan sal jy dit doen uit God se rus. Nou die badkamer is profeties die plek van reiniging en bevryding. Gebed van belydenis van sonde, belydenis van ergernis, daar waar jy aanstoot geneem het as gevolg van iemand anders se optrede miskien, dan wil die Here iets in ons hanteer. Mense is daar om jou karakter te vorm. Waar jy aanstoot neem, is daar iets in jou wat die Here nog wil verander. Miskien is dit trots, miskien is dit 'n toets van verwerping, dalk tugtiging omdat jy nie vergewe het nie. Ons moet ons sondes bely. Selfs skinder wat ons sien as net praatjies,
Orals waar jy saad gesaai het, sal dit opkom. In die badkamer vergewe ons en vra vergifnis. Here, asseblief, sit en wag voor my mond. Dan kom ons by die kombuis, is profeties die plek van voorbereiding om God se woord te bedien, die motief, die hart, agenda, passie, ambisie. Kan wees dat God iemand toerus om te vloei in die openbaringsgawes of in openbaring wat God self gee. Hier leer hy jou sy woord. Hier word jy gedissiplineer om mense te gaan leer wat die Here vir jou geleer het. Hier waar God die resep gee, kos wat voorberei word in die kombuis en die geur is die hele huis vol. Hier gee die Here vir jou die verborgenheid van die voedsel se aangename geur, waar geestelike gawes beoefen word en waar God openbaringe gee. Maak jou hart oop en bid nou saam met my. Here, vandag maak ek die deur van my siel oop en die deur van my hart. Elke kamer sluit ek oop. Ek gee U volle toegang om deur my hart te loop. Help my om alles vir U te gee, alles wat ek opgegaar het. En sien nou hoe die Here jou kamers oopsluit. Die kamers, die kombuis, die badkamer, jou sitkamer. Maak elke kamer skoon waar ek goed opgegaar en gestoor en toegelaat het. Here, daar waar ek vasgeklou het aan slegte herinneringe en donker dinge wat bitterheid gebring het. Ek kies vandag om dit te laat gaan, om te vergewe. Ek kies vandag om dit te vergeet, om dit te laat gaan. En ek bid ook vir hulle wat my te nagekom het. Ek vergewe hulle en ek laat hulle gaan. Ek seën hulle, dat hulle ook in hulle bestemming sal loop in Jesus naam. Here, ek ontvang U reiniging en ek vat U vergifnis. En soos jy nou die broodjie en die sappie jou vas, sien hoe word jou verlede van jou losgesny deur sy woord, die swaard van die Gees. Sy liggaam aan die kruis het dit vir jou gedoen en sy bloed het vir jou gevloei, sy laaste druppel bloed. Here Jesus, dankie dat ek nou kommunion gebruik met U woord as swaard. Haal met U swaard uit wat nie goed is vir my nie en plant in my U wil en plan vir my lewe. Dankie Here. Amen.